vandag? Pinkster. Ja, waar kom van Pinkster vandaan? Waar kom Pinkster vandaan? Uitstorting van die Heilige Gees. Ok, so ons gaan vandag vir julle op 'n reis vat van die oorsprong van Pinkster uit die Ou Testament regdeur tot in die Nuwe Testament. Okay, toe die Israeliete uit Egipte kom, het die Here hulle gevat na die berg van Sinai en hy het vir hulle die wet gegee. En ons kan dit opdeel in 5 afdelings. Die wet, die fisiese wette wat hulle moes onderhou. Hy het vir hulle 'n priesterstelsel gegee. Hy het vir hulle 'n offerstelsel gegee. Hy het vir hulle die tabernakel gegee wat later die tempel geword het en hy het vir hulle die feestydde gegee. Nou Jesus sê vir ons, hy het gekom om die wet te vervul. Okay, so hy het dit kom vervul. So ons gaan kyk hoe het Jesus dan die wet vir ons vervul. En dis awesome, want hy het vir ons die Heilige Gees gegee. In die eerste plek, die offerstelsel, het hy kom vervul, want hy het ons offer geword. Die priesterstelsel, hy het self priester geword, en hy stel ons aan om sy priesters te wees. Die tempel, hy sê, ek het julle gekoop met my bloed, julle is my tempel. En ek plaas my gees binne in julle. Die wette, sê hy gee vir jou sy gees, sodat die wette op jou hart kan wees, dat jy self kan onderskei tussen reg en verkeerd. Awesome, wat het ek uitgelaat? Die feestydde. Daar's nou geen beperking op wanneer jy na Jesus toe kan gaan nie. Jy kan enige tyd in die genadetroon ingaan en God aanbid. Amen. Kom geniet hierdie dag saam met ons. Give me a drink? Did you hear me? That's bad, huh? What? You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan, and a woman. I'm sorry. I should have said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come with you. In the heat, as you have so kindly reminded me. Why won't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water if you can spare it. Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but I don't. Yeah? And what do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would. Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water. That's not what I Are said. you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him
will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give will become in a person a spring of water, welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you? Until the Messiah comes, it explains everything and sorts this mess out, including me. I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah. And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise. I promise. Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, we're here in this place tonight to worship you in spirit and in truth. And so we boldly come into your presence now to glorify and magnify you from this place.
be pleased with our offering and with our hearts. B'Shem Yeshua, in the name of Jesus our Messiah. Amen. Eksodus 19 vers 17 tot en met vers 20. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hy het gaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdaal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. Eksodus 24 vers 12 tot 18. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat ek geskryf het om hulle te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak en Josua sy dienaar, en Moses het op die berg van God geklim. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Eksodus 31 vers 18, en hy het aan Moses die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, geskrywe met die vinger van God. Deuteronomium 6 vers 1 tot 6. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het.
jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. Luister, Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Those that keep the commandments of God shall dwell in him, and he in them. And by this we will know that he lives in us, by the Spirit he's given to us. And by this we will know that he lives in us, by the Spirit he's given to us. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hul midde kan woon. Hulle moet dan 'n ark van akasiëhout maak, en jy moet dit oortrek met suiwer goud. Van binne en van buite moet jy dit oortrek. En daar sal ek met jou saamkom, en ek sal jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand, en Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Maak ook 'n tafel van akasiëhout en trek dit oor met suiwer goud, en maak daarvoor 'n goue krans rondom. En op die tafel moet jy altyd deur toonbrood voor my aangesig neersit. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud, en hulle moet sy lampe opsteek, en die lig daarteenoor laat val aan die voorkant. En die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook 'n koper waskom maak met sy kopervoetstuk om in te was. Jy moet ook die altaar van akasiëhout maak, en jy moet dit met koper oortrek. En Moses het gedoen net soos die Here hom beveel het, so het hy gedoen. So het Moses die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van samekoms oortrek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. Dan moet jy jou broer Aaron en sy seun saam met hom uit die kinders van Israel laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesteramp kan bedien. En die Here het met Moses gespreek en gesê, laat die stam van Levi nader kom en stel hulle voor die priester Aaron, dat hulle hom kan dien. En hulle moet sy diens waarneem en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, dienswerk van die tabernakel te verrig. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestdae van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestdae. Al die manspersone moet 3 maal in die jaar voor die aangesig van die Here die God van Israel, verskyn. God het aan Moses die voorskrifte van die offers gegee. 'n Bul as brandoffer, beeste, bul of vers as dankoffer, 'n ooi van die kleinvee, 'n skaaplam of 'n bok as sondeoffer, 'n ram as 'n skuldoffer, fynmeel, olie en wierook as spysoffer, wyn vir die drankoffer. Dit is die wette. En Aaron en sy seuns het al die dinge gedoen wat die Here deur die diens van Moses beveel het. Aaron en sy seuns het die eerste offers voorberei volgens die voorskrifte van die Here. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën. En hy het afgeklim nadat hy sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle gesig geval. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Want die bloed van die stiere en die bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Daarna het hy gesê, kyk, ek kom om die wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal.
sinners were crying, lost on their way. Souls were dying, trying to find escape. The price of redemption was blood sacrifice. So on Calvary's altar, Jesus died. Only the blood, only the blood can save the sinner's soul and set him free. No other power can bring hope to man. Only the blood of the Lamb. The blood of the Lamb. Jesus sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot die vergifnis van sondes. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede, sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, maar geen offer meer vir die sonde nie. En Jesus het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Jesus stel die nuwe verbond in wat ruimte maak vir my en jou en alle nasies. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnydenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, bevreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hallelujah, spoken by the prophet Joel.
fun. Oh, Peter said, these are not drunk as you suppose. They're just very, very filled with the Holy Ghost. Oh, this is that thing, yeah. Spoke about the prophet Joel. This is that, oh yeah. And then on the day of Pentecost, this is that, God's pouring out today. It's so fine, God's wine. Come on, Gary, on the piano, let's go. Spoke about the prophet Joel. This is that, yeah. Then on the day of Pentecost, this is that, God's pouring out today. It's so fine, God's wine. Come on now, get on the guitar. Yeah. Jesus is ons hoëpriester. Ons het 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Jesus stel ons aan as sy priesters. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Jesus gee ons die vrymoedigheid om enige tyd tot hom te nader. En Jesus sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens, Here ook van die Sabbat. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jesus skep 'n nuwe tempel in sy liggaam wat hy met sy bloed gekoop het. Jesus het vir hulle gesê, julle kan hierdie tempel afbreek en ek sal dit in 3 dae weer opbou. Julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Jesus gee vir ons sy gees om ons te lei in die waarheid en weë van geregtigheid. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
So spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En toe die dag van die Pinkstervrees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle sal verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God,
Can't stay where I've been. Can't stay where I've been. Wanna go deeper. Wanna go deeper. Yeah. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom, en siekes gebring, en mense wat deur onrein geeste gekwel was, en hulle almal is genees. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy ly was, op die siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met groot stem skreeu, en baie wat lam en krepel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. Kindle the flame, let it burn brightly. This is the season of light. Kindle the flame, somebody might be lost in the darkness, afraid of the night. Kindle the flame, let it burn brightly. This is the season of light. Kindle the flame, somebody might be lost in the darkness, afraid of the night. This is the season of miracles, a time to lift up in the land, a light in the darkness, a hope for the world. Look, it is there in your hands. Kindle the flame, let it burn brightly. This is the season of light. Kindle the flame, somebody might be lost in the darkness, afraid of the night. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן
darkness, a hope for the world. Look, it is there in your hands. Kindle the flame, let it burn brightly. This is the season of light. Kindle the flame, somebody might be lost in the darkness, afraid of the night. He is the reason for this season of light. Wat 'n wonderlike geleentheid om vanmôre te kan weet dat ek en u nie nog onder die wet lewe nie, maar dat die Gees van die Here vir ons die woord kom lewend maak. Want die woord van God is wat ons vry maak, wat ons leer en wat net vir ons 'n rigting gee in die dag waarin ons lewe. Ons het u vandag deur die Ou Testament gebring tot in die Nuwe Testament. Ons vier vandag Pinksterfees. Pinkster, die woord Pinkster beteken 50. Waar kom dit vandaan? Die Here Jesus kom en hy kom, of God kom en hy verlos die Israeliete uit Egipte land, na baie jare se gevangenskap. Ons noem dit die Paasfees. Ons het dit letterlik 50 dae terug gevier. En dan 7 weke nadat God hulle uit Egipte land uitgelei het, 50 dae, kom die Here en hy gee vir Moses die Torah, die wet, die inligting wat hy nodig het om die volk te lei, die feeste en alles wat ons kom vier. En dan sê die woord van die Here vir ons dat daar is geen mens wat werklik aan al hierdie wette kon volbring en voldoen nie. Geen mens was waardig om al die wette reg te maak. En dan moet jy onthou, as jy 'n wet ongehoorsaam het, moes jy gesterf het. Want die wet is gebreek. En dan sien ons hoe dat Jesus kom, die offerlam, met Paasfees, Pasga, en hy kom vervul, kom volmaak al die wette. En dan sê Jesus, wanneer hy met sy disippels praat, sê vir hulle, ek wil hê julle moet gaan wag op die Heilige Gees. Nou wanneer ons kyk na die kruisiging en die opstanding, 40 dae later het die hemelvaart plaasgevind. Aan die ander woorde, Jesus gaan terug na waar hy vandaan kom. En dan sê hy vir sy disippels, hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het om plek voor te berei, gaan ek julle kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Maar dan sê hy vir hulle, gaan wag op die belofte. Gaan wag op die Heilige Gees. En dan sien ons 10 dae na hemelvaart. Die disippels in die boefretrek, bid hulle, wagtend op die belofte, doen wat Jesus vir hulle gesê het, en dan in Handelinge 2 leer die woord van die Here ons, hy sê, op die dag van Pinksterfees, 50 dae na Pasga, 50 dae na die kruisiging, kom die Heilige Gees, en hy kom vul almal wat in die boefretrek is, met die Heilige Gees, met homself. En hy vul hulle met die gawes van God se Gees, die Heilige Gees. En dit is wat ons vier vandag, want sonder die Heilige Gees in vandag se lewe, is daar nie vir een vir my hoop nie. Wie van julle kan saam met my stem en sê, ek is afhanklik van God se Gees. Jy sien, Jesus het vir ons die verlossing kom bewerkstellig, maar dis die Heilige Gees wat die waarheid in dit vir ons openbaar. Was dit nie vir die Heilige Gees nie, glo ek, kan ek en u nie tot bekering kom in dit wat Jesus gedoen het nie. Want dis die Gees wat lewend maak. Dis die Gees van God wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En die woord van die Here sê, daardie selfde Heilige Gees sal julle sterflike liggame ook opwek.
uit 'n dood van sonde. So wanneer ek en jy as kind van God wedergebore word, wanneer ons daai dag en datum het wat ons Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, dan ontvang ons God drie-enig. Met ander woorde, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees word ons deelagtig. Maar dan is daar 'n volgende gebeurtenis. En ons praat van die doping in die Heilige Gees. En dis belangrik dat elke kind van God in ons lewe op daai plek kom waar ons die ruimte vir God skep, waar ons lewe oopmaak en sê, Here, ek wil nie onder die wet lewe nie, want die wet veroordeel. Ek ontvang Jesus, maar ek maak my oop vir die Heilige Gees. En dan kom die Heilige Gees en hy kom vul ons met sy vrug, met sy volheid, met sy gawes, met dit wat ek en u nodig het om vandag te lewe. Inderwaarheid, hy vul ons met God self. God word deel van ons. Daarom het ek en jy nie meer 'n hoëpriester nodig, wat eenmal 'n jaar ingaan om versoening te maak nie. Jesus het dit eens en vir altyd gedoen. En nou deur die Heilige Gees, deur sy leiding, kan ek en u enige tyd, enige oomblik, deur Jesus se bloed, in die krag van die Heilige Gees, tot ons Vader nader. Ek glo dis alleenlik deur die Heilige Gees, dat ek en u die versoekinge van hierdie dag kan deurkom. Ek glo dis alleenlik deur die Heilige Gees, dat ek en jy die waarheid kan ontvang en die waarheid ons vrymaak. Dis deur die Heilige Gees wat ons leer om te bid. Die woord sê, sonder die Gees kan ons nie eers bid nie. Dis deel van God se plan, dat die Heilige Gees ons moet lei in die volle waarheid. En ek wil vanmôre 'n stelling maak, baie maal, dan voel ons iets aan, dan sê ons, iets het vir my gesê, of 'n stemmetjie het met my gepraat, of iets het in my oor gefluister. Nee, maar nie die Heilige Gees verklein neer tot dit nie. Dis die Gees van God wat met die kind van God praat. Nie net iets of nog iemand, dis God wat tot jou spreek. En ons moet leer om die stem van die Heilige Gees te ken in ons dag vandag, in elke ding wat ons deurgaan. Ons gaan nou voorbeweeg en ons gaan deel hê aan die liefdesverbondsmaal. Dit wat ons die nagmaal noem. Waar ons Jesus se liggaam gaan herdenk en sy bloed. En terwyl Alats u gaan bedien met die volgende bediening, die prosessie, ondersoek so 'n bietjie jou hart. God sê ek en jy moet ons hart ondersoek voordat ons deel het aan die nagmaal. Hy sê sodat ons nie 'n vloek of oordeel oor onsself spreek nie. Dit beteken ek moet dalk iemand vergewe. Dit beteken ek moet dalk myself vergewe. Dit beteken ek moet sê Heilige Gees, as daar iets is wat skeiding maak tussen u en my, openbaar dit vir my, maar help my ook om daarmee te deel. Onthou, die Gees van die Here gaan nie iets openbaar en jou nie daardeur lei en help nie. He's not going to reveal it and leave you alone. Nee, hy sal jou lei deur die hele proses. So terwyl hulle u bedien, kom ons maak ons harte oop en sê, Here, as daar iets is, kom spreek met my. Kom lei my. Wanneer ons deel het aan hierdie broodjie, die broodjie wat ons vir u gaan gee, dis 'n simbool van Jesus se liggaam. En in die bekertjies of in die kelkies gaan daar 'n vrugtesappie wees wat rooi is, wat bloed van Jesus verteenwoordig. Nou as ek en jy hier sit net onder die wet of onder tradisie, dan is dit maar net 'n broodjie en 'n sappie. Maar die geestelike boodskap, deur die werking van die Heilige Gees, maak hy daai broodjie en daai sappie lewend en kragtig in ons lewe. En wanneer jy dan daai broodjie eet, is dit asof jy Jesus self eet, sy liggaam. Hy's die brood van die lewe. Wanneer jy daai sappie drink, dan is sy bloed daar om ons te reinig. Ons het nou geluister na hierdie woorde wat gespreek was en wat gesing was. Van toe die Gees van God oor hulle gekom het, het hy hulle genees, hy het hulle vrygemaak, hy het hulle verlos deur sy Gees, wat die bloed van Jesus kom bekragtig het. En daar's baie van ons vanmôre wat ongesteldheid het, wat miskien siek is, wat verkoue het. Die woord van die Here sê, deur sy wonde
het daar vir ons genesing gekom. Hy het ons krankhede op hom geneem. Deur sy bloed is ons vry en verlos. Maar jy sien, dis iets wat jy moet glo, iets wat jy moet vat, en wat jy moet deel maak van jou lewe. Anders is dit net 'n gewoonte, 'n broodjie en 'n sappie. Maar wanneer die Gees van God dit in jou openbaar, is die krag van die Here vanmôre hier, om jou te genees, om my te verlos, om ons te vul met sy Gees, so wat u ook die Here voor vertrou. Daar's van u wat sê, Here, kom vul my met u Heilige Gees, kom vul my met u gawes. Here, ek smag om u in gees en in waarheid te aanbid, ek smag om in 'n hemelse taal te kan bid. Ek wil vir jou vanmôre sê, wanneer ons deel het aan die liefdesverbondsmaal, en jy maak oop dat die Gees van die Here, Jesus se lewe lewend maak in jou, kan God jou vul, reg nou vanmôre. Ja, hy is die gewer van die gawes, en die Here gee wanneer hy wil, vir wie hy wil. Hy is nie 'n aannemer van persoon nie, maar hy sê die wat honger en smag na my geregtigheid. Hulle wat honger en dors. Hulle wat my soek sal my vind. Hulle wat vra, vir hulle sal gegee word. Vir hulle wat klop sal oopgemaak word. So vanmôre het u gesien, het ons begin en die reg deur die Bybel geneem. Die Pasga, die Sifot, as ek dit reg uitspreek, soos wat die Jode dit geherdenk het, en dan ook die Nuwe Testament. Het jy gesien hoe hulle die tempel afgebreek het? Hoekom? Want jy is nou die tempel van die Heilige Gees. Nie meer 'n gebou nie. Ek en jy is die tempel van God. So stel jou gees oop en kom ons ontvang vanmôre. Amen. Oh Lord, we welcome you.
Oh Lord, we welcome you. Oh Lord, we welcome you. Oh Lord, we welcome you. Welcome you to flaunt your fire. Flaunt your fire. Flaunt your presence. Yes. Flaunt your fire. Flaunt your fire. Coming back to you. Coming back to you. Flaunt your fire. Flaunt your fire. Coming back to you. Coming back to you. Leva berianda kuski berende giale. Oi kuman berianda ka. Beriandu separianda kopo. In our midst, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Woo! Oh Lord, we welcome you. Oh Lord, we welcome you. Oh Lord, we welcome you. Show us what releases you. Show us what releases you. We need you, Jesus. We need you in our lives. We need you in Nigeria. We need you in Africa. Oh God. We need you in this world. Fill us with your spirit. Fill us with your spirit, oh God. Holy Ghost, Holy Ghost, pull them to you, pull them to you, pull them to you, pull them to you. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, pull them to the place of prayer, pull them to the place of dominion. 'n Voorreg en 'n eer om Jesus deelagtig te kan word. 'n Voorreg en 'n eer om die lewende God te kan dien. Nie net een van wie ons in 'n storieboek lees nie. Nie een wie se liggaam nog in 'n graf vasgevang is nie. Maar die een wie se graf leeg is. Die een wat die dood oorwin het. Die een wat opgestaan het, wat aan die regterhand van die Vader vandag vir u en my intree as middelaar. Dis die God wat ons dien, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die woord van die Here leer ons in die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek. Griekie, breek vir ons hierdie brood. Hy het die brood gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En woorde hy sê, kom en neem, kom en eet van my. Van u sal onthou dat ons die laaste paar weke gesels oor Judas se lewe. En een van die dinge wat Judas nie kon doen nie, is hy het Jesus nie aanvaar as Here en meester van sy lewe nie. Hy het hom net erken
as 'n rabbi. Selfs daardie aand toe Jesus die brood breek en vir hulle sê neem eet, sê hy die een wat sy hand saam met my in die brood insit, hy sal my verraai. En nog steeds verstaan Judas nie wat Jesus sê nie. Jesus kom en hy sê, ek wil myself vir julle gee. Vroeger het ons gekyk waar Jesus vir die disippels sê, die brood simboliseer my liggaam. En die woord sê dat baie het gesê, hoe kan ons sy vlees eet? Hoe kan ons deel hê aan dit? En die woord sê, baie van sy disippels het hom verlaat. Omdat die woord hard was, sê die Bybel. Hulle mis wat Jesus sê. Vandag is hierdie nie net 'n fisiese liggaam nie, dis 'n geestelike liggaam, waar ons God drie-enig deelagtig word. En dis die voorreg wat ek en jy as kind van God het. Baie maal hoor ons mense sê dat om die Here te dien is 'n alleenpad, dis moeilik. Mense gaan jou verwerp, mense gaan jou uitgooi. Vriende wat altyd daar is, gaan nie meer daar wees nie, maar ek wil vir jou sê, jy's nooit alleen nie. Want as Jesus aan jou kant is, dan is julle al klaar 4. Dis God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees en dis jy. So jy's nie alleen nie, hou op om dood oor jouself te spreek. God sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So ons gaan U bedien met sy liggaam. En dan gaan ons ook U bedien met die bloed van die lam. Jesus sê hierdie bloed is my bloed. Dis 'n bloed van 'n Nuwe Testament. Hy het die Ou Testament, die ou verbond kom volmaak en nou kom verseël met sy bloed. Onthou wanneer 'n mens tot 'n mens 'n kontrak maak, dan skud jy blad. Voorheen in die verlede was dit genoeg gewees. Deesdae moet hulle teken op papier net om mense tot daai kontrak te hou en dan hou daai kontrak hulle nie eers nie. Ek dank die Here Jesus dat hy nie sê hierdie is die bloed van 'n kontrak nie. Hy sê dis die bloed van 'n verbond. 'n Verbond kan nie gebreek word nie, want bloed meng, bloed word deel, sy bloed word deel van jou bloed. So ek kan hom nie uithaal nie. Hy bly deel en dis die krag in die liggaam en dis die gees van die Here, die Parakletos, wat hierdie woord, hierdie ding wat hier voor gebeur, vir jou en my lewend maak. Dis die gees van die Here. Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright, 'cause I hear a voice and he calls me redeemed. When others say I'll never be enough. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the Bring your doubts and bring your fears. Bring your hurt and bring your tears. There'll be no condemnation here. You are holy, righteous and redeemed. And every time I fall, there'll be those who will call me a mistake. Well, that's okay, 'cause I hear a voice and he calls me redeemed. When others say I'll never be enough. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. In the world.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, I need you. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, we need you. Flood your fire, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, we need you. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, we need you.